Goeiemôre almal. Dan welkom ook by die gedenkdiens van oom Ben van Huisteen. Tannie Cecile, so saam met julle kinders en julle vriende en familie, ons innige simpatie en meegevoel. En as ons so deur die gemeenskap beweeg, hier so deur die gemeente, en ons luister na stories van oom Ben, wie hy was, hoe hy dinge gedoen het, dan is dit wonderlik om ook vandag vir julle te kan sê, dat julle verlies is ook ons in. Ons innige simpatie en meegevoel ook, teenoor julle. Het is 'n voorreg vir my om namens julle geloofsgemeenskap ook dan hierdie geleentheid saam met julle te mag hê. En mag dit wees dat die Here julle regtig sal troos en sy vrede vir julle tasbaar sal wees in hierdie dag. Ek gaan sommer dadelik begin so met die aanvangswoord en dan gaan ons regmaak vir die formaliteite oor die huldeblyke en bedankings. Aanvangswoord natuurlik waar gelowiges bely en sê ons glo dat hier waar ons is, dat die Here ook by ons is. En dat ons hier in ons saamwees ook van die Here se tasbare vrede en troos mag beleef vandag. Ek soek U, o God, my God. Ek dors na U. Ek smag na U soos in 'n dor en 'n droë land, 'n land sonder water. Ek wil by U in U heiligdom wees, om daar U mag en grootheid te ondervind. U troue liefde is meer werd as die lewe, en daarom sal ek U prys. Ek sal U my lewe lank loof, my hande ophef om U naam te prys. Soos elke keer wanneer ek U goeie gawes geniet, sal ek U altyd roem met 'n jubelende mond. As ek aan U dink op my bed, oor die pyns in die nag, dan weet ek, U is vir my 'n hulp. Dan juig ek oor die beskerming onder U vleuels. Ek bly altyd naby U. U hand ondersteun my. Amen. Die drie-enige God seën ons en troos ons en kom naby aan ons in die besonder, in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Vrede vir ons. God is by ons. Amen. Ons gaan regmaak vir die huldeblyke. So Naomi, as dit reg is, gaan ek vir jou vra, as jy gereed is. Dan het ons so 'n paar huldeblyke wat ons graag met julle wil deel. So saam met die skuifies, dankie Wiekie. Goeiemôre liefste familie en vriende, almal wat hier is vanoggend, maar ook almal wat later gaan luister. Ons waardeer regtig almal se teenwoordigheid. Dit is vir ons 'n hartseer dag, maar dit is ook vir ons 'n dag waarin ek graag net 'n bietjie wil dankie sê vir al die wonderlike herinneringe wat my pa vir ons gegee het. En ons is dankbaar vir 86 jaar en 3 weke wat ekskuus, jy moet maar verskoon. Wat hy vir ons gespaar is en al was dit 'n moeilike tyd, die laaste 2,5 maande, wil ek dankie sê vir die Here dat hy ons gelei het en dat hy pa op die punt gebring het dat hy kon gaan rus. My pa het nie die laaste paar weke regtig goed gevoel nie, en na die beroerte het hy regtig swaar gekry en ja, maar tog voel ons nou, daai pyn is verby, die swaar kry is verby en hy kan nou veilig by die Here reis. Dan wil ek sê, my pa was 'n eerbiedige man van God wat hom getrou gedien het en hy het altyd in diepe afhanklikheid van hom gelewe. Hy het elke dag gebid, sy Bybel gelees en was ook nou betrokke by die kerk, by die kerkraad en die gemeente. Dit was vir hom altyd 'n trots om die Here hier te dien, aanvanklik as diaken in die vorige kerk en ook as ouderling en dit was vir hom lekker om hier te kom. Ek weet Dion en Diona van die kantoor sê hy het gereeld daar kom inloer. So ja, dankie daarvoor. Dan papa was oneindig lief vir mamma. Cecile of Kenny, vir die wat haar
nie haar bynaamkie nie, Iske nie. Hy was 'n getroue eggenoot, veral na rugoperasie in Junie 2023, met baie besoeke by die hospitaal, die op- en afry vir terapiebehandelings. En toe van verlede jaar af, my maand wat my ma teruggekom het huis toe, was hy regtig meeste van die tyd maar haar versorger. Hy het so mooi na haar gekyk en ons waardeer ook die opofferinge wat hy gedoen het, die swaar tye wat hy gedoen het, wat hy die huishouding alleen moes dra. Maar ons sê dankie vir hom dat hy daardie tyd vir my ma gegee het en ek is so dankbaar vir die wonderlike tyd wat hulle nog daar saam kon hê in die woonstel om soos van ouds nog saam te kon lewe. Dan my pa was 'n sout van die aarde mens wat naby aan die natuur en aan die Here gelewe het. En ek dink soos meeste van julle hom ken, hy die eenvoudige dinge in die lewe geniet. Hy het geen variasies gehad nie. Soos jy hom gekry het, dit is hoe hy was. Ook in die manier wat hy gelewe het, hoe hy sy finansies hanteer het. Hy was 'n spaarsamige mens. Hy het swaar groot geword in sy kinderjare wat hy geleer het. Mens moet goed werk met jou geld. En dit was een van die groot dinge wat ons onthou van hom is dat hy nie spandabelrig was nie. Hy het nie enigstens iets gekoop voordat hy nie 5 keer oor dit gedink het nie. En ja, dit sluit dan nou aan ook by die tipe mens wat hy was. Hy was altyd deeglik. Hy het gesorg dat dinge reg loop en hy was 'n stiplike mens en hy het gesorg dat alles op tyd gebeur. Daar's 'n plek en 'n tyd vir alles. En veral in die kantoor ook, Tannie Joan, Tannie sal dalk onthou van my pa in die kantoor, hy was maar 'n streng landros gewees, maar ook die res van ons onthou hom as in sekere tye 'n streng man. Hy was kwaai, maar hy het goeie bedoelings gehad daarmee en ons waardeer dat hy op daardie manier ons as kinders ook geleer het om respek te hê vir die wêreld en die mense rondom ons. Dan was hy ook 'n man van integriteit, reg en geregtigheid, respek, dissipline en presisie. Veral ook, ek dink met sy agtergrond in die regswese as landros. Dit was eintlik 'n pos wat hy gesê het, dit nie altyd lekker was die werk nie, maar tog in die lyn van sy geaardheid wou hy sien dat mense reg behandel word en dat geregtigheid sal seëvier. Dan was hy altyd eerlik. Hy het geglo jou woord was jou eer. En hy was 'n man van onkreukbare karakter. Ek dink julle sal saam met my stem daaroor. Meeste het hom geken verskillende aspekte van sy lewe. Hy was regtig 'n statige man met baie diep geloof in mense en in die Here. Hy was nooit 'n lui man nie. Hy het elke dag vroeg opgestaan. Hy was nie iemand wat ooit ingelê het nie. Vroegoggend al op, selfs vandat hy afgedree is hy die een wat vroeg al aan die gang is. Ek weet die tyd wat hy by ons gebly het verlede jaar nog terwyl my ma in die hospitaal was. En elke oggend is hy reg vir ontbyt en aangetrek amper nog voor ons reg is. Dan, hy was ook baie gesteld op homself. Hy was iemand wat altyd netjies was. Hy het op homself ook goed versorg en hy het regtig moeite gedoen om ons ook te leer om so respek vir onsself te hê. Dan wil ek ietsie sê oor hoe georganiseerd hy was. Veral die liasering van sy persoonlike dokumente het ons nou ook agtergekom, wel ek moet sê saam met my ma, ek dink hulle het mekaar goed aangevul op daai vlak. Alles is so netjies geliaseer en ons kan maklik al die dokumente kry wat ons nou nodig gehad het hierdie laaste ruk. En dan ook terwyl ek besig was om die slideshow te doen, om fotootjies by mekaar te kry, het ek deur sy ou album gegaan en ek het gedog, hoe gaan ek weet watter foto's geneem is? En voorin was daar 3 los bladsye wat hy as 'n indeks geskryf het
vir elke bladsy het hy die foto's genommer en daar geskryf, dit was hierdie gebeurtenis saam met hierdie mense en dit was die jaar. So pappa, dankie vir daai deeglikheid wat jy ons ook laat kry het. Dan wil ek ook sê, hy was 'n man wat groot respek vir vrouens gehad het. Nie om dit lelik te sê nie, maar iets wat ek onthou is, my pa was nog ouderling in Verwoerd Park gemeente en hy het maar gereeld die nuwe intrektrekkers gaan verwelkom. En eendag toe moet hy nie mense gaan besoek en die man kom by die deur en hy sê, aangename kennis, ek is Jaap Jansen en hier is my vrou Skattie. My pa was heeltemal onkant gevang, want hoe kan hy nou vir 'n ander man se vrou sê Skattie? So ja, dan die Skattie het by ons gebly, maar hy het haar altyd Martie genoem. Dankie vir daai herinnering ook. Dan nog iets ook wat vir my gewys het dat my pa respek het vir die vroulike geslag en veral vir mamma. Toe hy na die laaste ruk in die hospitaal was en ook vir in die vrouekeer, moes die verpleegsters gedurig my pa help om te draai of om dinge net in die bed reg te kry dat hy gemaklik lê. En met daardie tye, as die verpleegster vir hom sê, sit jou arm om my, dat ek jou help optel. Toe sy nog, toe my ma by was in vrouekeer, nee, maar ek kan nie my arm om 'n ander vrou sit nie. My mamma is my vrou en hy was baie opgestel dat hy nie sommer 'n ander vrou mag vat nie. Dan was hy ook 'n man met groot wysdom en kennis. Hy het graag ander mense ook geleer om dinge te doen. Iets wat net nou bietjie meer sal uitkom is oor rose snoei. 'n Klomp van julle wat hier sit, weet ek hy het gehelp om rose te snoei in julle tuine, maar dit sal net nou bietjie verder daaroor gesels. En dan het hy ook baie gedoen om ander mense te help, om 'n klip uit die pak te rol. Een van die insidente wat ek nou onthou, Tannie Mimi het my herinner nou die dag, in 2001 was haar man oom Gert weg gewees en sy was alleen by die huis. En net op die stadium wat die badkamer se pyp gebars het, toe is my ma besig om 'n draai te stap om die blok. En toe kom my pa en my ma daar verby en sy hardloop uit en sy sê asseblief kan julle my help. En toe was my pa die ene wat gaan help om die water af te draai en daar 'n groot krisis te voorkom. En ja, ek dink talle van julle hier kan dieselfde onthou ook hoe my pa julle gehelp het al. Dan wil ek ook iets noem van wat ons van jongs af by my pa geleer het, is as koffie te warm is, het hy altyd geglo, as jy 'n teelepel in jou koppie sit, dan sal dit die koffie vinniger laat afkoel. Hy was nie iemand wat gehou het van warm koffie nie. En snaaks genoeg, toe ek nou die dag met Peer praat, toe sê hy dieselfde, hy doen dit nog steeds. En ook Mariska van Elman Lukie. Sy sê, oupa Ben het my geleer, sit jou teelepel in jou koffie en dan koel dit bietjie vinniger af. Dan ook, my pa was baie lief vir sy taal en hy het ook geglo, mens moet dit reg praat en nie jou taal meng nie. 'n Groot ding wat ek dink baie mense hier ook onthou, of die mense wat vandag nie hier is nie, wat in gaan luister later aan, hy wil graag kontak met mense behou. Dit het baie keer gebeur dat hy ou kollegas van justisie wil opstoek of dat hy ver langs sy familie se kontakbesonderhede in die hande wil probeer kry. En hy het rarig die naald in die wemd gaan soek. Ek weet oom James het nou die dag vir my herinner hoe my pa ook toe nou hulle in die hande probeer kry het om net weer kontak te maak. Oom James het saam met my pa gewerk by justisie. En so ook met talle verlangse familielede. Hy is rarig iemand wat gereeld gebel het en sou hy hulle kontakbesonderhede verlê het, sal hy enigiets doen om dit weer terug te kry. Dan wil ek ook noem, toe my pa in die hospitaal was,
toe het my ma vertel dat oom Louis, sy broer en tannie Cecile het getrek van Oudtshoorn af Mamasbury toe om by hulle seun Marius te gaan bly. En sy vertel dit toe vir my pa en toe is my pa half ontstel. Maar hoe gaan ons weer by hulle uitkom? Jy moet die adres kry, ek wil gaan kuier. So ja, dit is die mens wat hy was. Hy deeglik en sommer op daai punt van praat van in die Kaap kuier. Hy was iemand wat altyd of na 'n kaartboek of na 'n atlas gekyk het. Hy wil altyd weet waar is alles. Hy het nou wel nie by die Google Maps uitgekom nie, maar ja, daarvoor wil ek dankie sê dat hy ons ook gehelp het om altyd rigting te kry na fisiese goed, maar ook na ander mooier dinge in die lewe. Dan wat aansluit ook by wat ons al gesê het, hy was 'n groot natuurmens. Hy was lief vir die see en die bos en die berge. En hy sal altyd na ons toe kom en sê, "Ek maar wat 'n boom is hierdie of wat 'n voël is hierdie?" Hy het 'n boomboek gehad, hy het 'n voëlboek gehad. Veral daar by ons huis is nogal redelik baie voëls en bome en hy sal gereeld na Pieter toe kom en vir hom sê, "Ek sien hier's 'n nuwe voël of wat 'n boom is daai?" So mense onthou hierdie goetertjies. Dan was hy ook ontsettend lief vir nuus. Hy het nie 'n nuusberig op TV of radio gemis nie. En soos ek hier genoem het ook, hy het elke dag die koerant gelees. Eers was dit die gedrukte formaat en sommer die laaste tyd elektronies. So hy het homself geleer om 'n tablet te gebruik waaroor ons baie trots is. Dan was hy ook 'n ongenaakbare sportliefhebber, maar ook sportkyker. Hy het baie ure deurgebring om rugby, cricket en TV-wedstryde op TV te geniet en dan ook kwaad te word as die skeieregters nie reg blaas nie. Hy het altyd 'n soedingetjie geniet, veral soos roomys, koek en tert. En alhoewel hy baie gereeld gesê het, mens moet dit binne perke hou, want hy het vasgeglo, jy moet jou gewig dophou, anders gaan jou klere te styf sit. En ja, hy het dit reg gekry. Hy was een van die gelukkige mense. As hy na vakansie kom in Desember en die broek sit bietjie styf, dan sny net suiker uit vir 'n week, dan is hy weer terug op sy gewig. So dit het hy baie mooi hanteer en vir homself ook gesorg. Dan, ek dink iets wat baie van julle ook sal ken, is hoe my pa dinge beduie het. Ek het 'n paar fotootjies ook hier opgesit. Hy het met sy hande gepraat. En as hy vir iemand wil wys waar om te gaan of waar om dinge te doen, ook onthou ek in die kerk, het Elma ook herinner, as hy tydens 'n volnagmaaldiens die mense moet help om sitplek te kry, was hy die een wat hulle geroep het, "Okay, daar's 'n gaatjie." So dit was my pa daai. Dan iets wat ek ook onthou toe ek nou op die foto's werk, is veral in die laaste paar jare het my pa maar bles geword. En jy sou hom nooit sonder 'n hoed gekry het nie. So kyk maar dalk op die slideshow. Julle sal hom nie sommer sonder 'n hoed daar sien nie. Hy was baie lief vir sy hoed. Dan ongelukkig was my pa nie 'n regte oupa nie, maar hy was ook 'n oupa gewees vir ons hondekinders. Ons het eers vir Luke en Leia gehad vir 17 jaar. Hulle is ongelukkig nie meer met ons nie, maar nou het ons 2 nuwe kleinkindertjies. Pippi en Callie. Hulle is nou so 11 maande oud en alhoewel pappa maar ongeduldig was met hulle partykeer, was hy ook net so lief vir hulle. En dan het pappa ook soos 'n aanneem kleindogter gehad, Mariska van Elma en Lukie. Dankie vir die spesiale tye wat julle saam met of vir Mariska toegelaat het om saam met my 'n paar deur te bring wat hy haar ook as oupa kon sien en vir die spesiale Kersfeesherinneringe ook. Wat sy vir my pa kon gee, ek moet sê, in my kindertyd het ek nooit my pa in 'n Kersvaderpakkie gesien nie. So ek dink jy het hom daar 'n ondervinding gegee wat vir hom nuut was, maar hy het dit altyd baie baie geniet. Dan was my pa partykeer iemand wat iets wil sê, maar dan kon hy nie mooi sy woorde kry nie. En ek moet sê hierdie keer het ek myself in die steek gelaat op die blaadjie, het ek ongelukkige fout gemaak. Daar was 'n gesegde wat sê 'n goeie begryper het 'n halwe woord nodig. My pa was die een wat gesê het nee, 'n halwe begryper het 'n goeie woord nodig. So jy moet 'n goeie ding goed verduidelik, dan hoef 'n persoon nie so slim te wees as hy nie dit kan verstaan.
Goed, dit is in terme van my herinneringe. Ek hoop dit help om ook bietjie meer van hom by julle tuis weer terug te bring en dan om af te sluit, wil ek net gou 'n paar bedankings van my kant af doen vandag. Mama, dankie vir alles vir pappa. Julle was vir baie jare getroud. Ek dink ons trek nou 55, 56. Ekskuus, ek het nie daai sommetjie gemaak weer nie. 56 in Julie. Ag mamma, jy was baie goed vir pappa en hy was so lief vir jou. En ag, daai eerste fotootjie van ma en pa saam, het hy nog op die indeks geskryf van die foto's saam met my liefie. So mamma was my liefie van daai jare af tot nou en in ewigheid. Dan Pierre, my broer kan ongelukkig nie vandag hier wees nie. Hy's in Amerika. Maar hy het ook 'n stuk geskrywe toe die Dion namens ons sal voorlees. Maar dankie ook vir sy ondersteuning in hierdie tyd, vir die boodskappe en die hulp wat hy ook gegee het met voorbereidings vir vandag. Dankie Pierre. En dan my liefling man Pieter. Ek dink nie saam met hom sou ek hierdie laaste paar dae oorleef het nie. En beslis nie die laaste 2,5 maande nie. Hy was definitief my steunpilaar en my rots en hy het my gehelp om kop te hou in tye wat ek dink ek gaan nie alles gedoen kry nie. My liefie, dankie vir jou stoot om alles hier op die foto's klaar te kry gister. Ek waardeer dit baie en vir al jou liefde. Then, Dudu, I want to thank you so much for being our domestic worker for probably 15 plus years. And then during that time for helping my mom and dad. You've done a lot for them and you've been doing a lot for us, especially with my mom staying with us. Well, firstly, my dad staying with us for nearly a year. And then with my mom staying with us for 2.5 months plus. Thank you so much for that and for your dedication and also for this morning. And then also you can just pass on thanks to Tembi. She's related to Dudu. She was my mom's caretaker from the time that she got home last year in May. She visits my mom a few times a week just to help her take care of herself, wash her hair, do exercises, walk with her. Unfortunately, she couldn't be here, but thanks to her as well. Dan wil ek net sê, ons gaan papa ontsettend mis. Maar ons gaan papa die res. Ons sien papa weer. Dankie Naomi. Ek sal dan ook graag namens Peer herinneringe aan my pa aan julle voorhou. Ek wil vandag gesels oor my pa, gesels oor van my herinneringe aan Ben van Huisteen, my pa. Pa het die uitsonderlike vermag deur sy hele loopbaan van 42 jaar vir een plek, die Departement van Justisie, te werk. Hy was 'n ruk deel van die aflospersoneel wat hom reg oor die land geneem het. Later was die Justisie hoofkantoor waar hy betrokke was by die bestuur en die onderhoud van geboue. In 1978 is hy bevorder tot landdros in Harry Smit, voordat hy in 1983 na Alberton bevorder is en sy loopbaan in 1999 daar afgesluit het. Iets waarvan ons as gesin gewoond geraak het, was dat waar ons gegaan het, pa gereeld deur ander mense herkennis en wou gesels. Hy het deur die werk en die alledaagse lewe met mense kontak gehad en sy haarkleur het hom ook laat uitstaan. Pa het gesê hy het geel hare, nie rooi nie. Iets wat hom meer uniek gemaak het. Die het ook nie gelyk of hy grys geword het nie. Sy hare het oor tyd net ligter en ligter geword. My pa was 'n groot liefhebber van rugby. Hy is in sy jong dae het hy klap rugby gespeel en hy het nie 'n gunsteling plaaslike span gehad nie en het albei spanne ondersteun en raad gegee. Hy kon ook ontsteld raak as spelers foute maak, soos om stelskoppe mis of die bal aan te slaan. Hy was 'n groot ondersteuner van die Springbokke,
'n besonderse geleentheid was toe ek saam met hom na die 1995 rugby wêreldbeker eindstryd op die televisie gekyk het. Hy was baie gespanne en het aan die lenings vasgeklou tydens daardie laaste minute toe die telling gelykop was. Hy was baie bly toe die Springbokke die knoop deurhak. Ek en hy moes ry om een van ons voertuie te gaan haal na dit gediens is. My pa was nie iemand wat baie van sy emosies gewys het nie, en saam met ander mense op straat die oorwinning gevier. Hy het die kar se toeter gedruk en antwoord toe op ander karre se toeters. Iets wat baie ander ook beleef het en ook voordeel uitgetrek het, was pa se vermoë en liefde vir vrugtebome en om rose te snoei. Hy het ook geweet hoe om die lote te snoei vir die beste blomme of vrugte oes. Dit was ook baie leersaam om te sien hoe hy 'n plant wat in die verlede nie reg gesnoei is nie, in 'n paar seisoene kon regryk deur eers van die grootste probleme ontslae te raak en dan die res van die tyd dit te vorm tot hy tevrede was. My ouers het ons geleer om versigtig met geld te werk. Een geleentheid uit ons Harry Smit daar bly my steeds by, toe ek en Naomi moes kies tussen 'n klein landsvlag wat by die skool te koop was, of kaartjies na 'n vertoning van Spaanse dansers in die stadsaal. Ek en Naomi het die landsvlaggies gekies. In die aand van die vertoning was dit egter baie koud, soos dit maar op Harry Smit word in die winter. En terwyl ma en pa die aand gewag het vir die vertoning om te begin, het pa vir ma gesê dat hy wens dat hy die vlaggies gekies het. Op die ou end het ma en pa tog die vertoning baie geniet ten spyte van die koue. Pa was lief om groente en vrugte in sy tuin te plant. In Valhalla het ons baie vrugtebome gehad, verskeie perskes, variante appelkose, liekwart, peer, verskeie bome asook druiwe. In Harry Smit het hy groente aangeplant in die groot erf, pampoen, boontjies, eie, kool, aardappels. In Alberton het hy onder andere tomaties en boontjies geplant. Hy het ook vyebome geplant van lote wat hy van die Kaap afgebring het waar hy groot geword het. Hy was baie trots op die varkoorbolle wat hy suksesvol aan die groei gekry het, veral die swart varkoor. Pa het 'n klomp rose gehad waarop hy baie trots was. Ek onthou nog hoe ons deur die ou klip moes uitpik om die gate diep genoeg te kry. Ek onthou hoe ons water met emmers en gieters moes aandra vir die plante omdat daar waterbeperkings is en ons nie toegelaat is om tuinslange te gebruik nie. Pa het ook op 'n openieke, harde fluit ons kinders geroep, veral as ons nie naby was nie. Hy het baie keer dit gebruik wanneer ons by mense op 'n plaas gekuier het en ons kinders op die plaaswerf gaan speel het om dit te verken. Van die plaas gepraat, pa het ook geweet hoe om 'n sweephard te klap. Hy het by tye sy sweep gebruik om probleemvoëls soos Indian mynas van hulle huis af weg te jaag. Hy het ook woorde vir goed gehad wat nie in Afrikaans of Engels was nie, maar uit een van die Afrika tale kom en soos hy dit opgetel het oor jare. Hy het ook 'n paar gesegdes gehad waarvan hy die woorde omgekeer het om meer klem daarop te lê. 'n Halwe begryper het 'n goeie woord nodig. Pa kom van die Kaap af, waar hy nie groot geword het met mieliepap en sous en met braaivleis nie. Hy het geleer om dit te geniet hier in die Transvaal. Toe ons jonger was, het pa nie van roomys gehou wat nog gevries was nie. Hy het die roomys geklits totdat dit loperig was voordat hy dit geëet het. Oor die jare het hy geleer roomys eet soos wat ons dit eet. Ons het nog in Desember roomys met sjokoladesous gehad en hy het saam met ons dit geniet. Ben van Huisteen, my pa, het sy merk op ons almal gelaat. Almal wat sy pad gekruis het. En ek glo elkeen het 'n herinnering wat tel. Dankie dat ek my herinneringe
vir my pa met julle kon deel. Dan is hier 'n paar herinneringe en herinneringe van en wie verskoon tog, herinneringe en wense deur vriende wat ek ook graag vir julle sou voorhou. Rita Labeskagni. Wat ek van jou pa onthou, is sy integriteit. Sy woord was sy eer. Wanneer hy gesê het, hy sal jou help, dan doen hy dit. Kon altyd op hom staat maak. Het nooit teruggegaan op sy woord nie. Ook die manier hoe hy met jou ma met alles gehelp het en bygestaan het, ten spyte daarvan dat hy self dalk nie lekker gevoel het nie. So dit sal onthou word. As ou Landros was die wanbestuur van die land vir hom 'n absolute onaanvaarbare ding. En sy misnoë het hy dikwels uitgespreek. 'n Man wat onkreukbare karakter het. Dis hoe ek hom ervaar het. Sout van die aarde. Saam met julle sal ek hom mis. Elma Keefe. Ons is geneig om te sê dat 'n groot boom geval het as iemand afsterf. Oom Ben was 'n groot boom, 'n lang, statige geelhoutboom, wie se wortels diep geanker was. Ek dink aan sy statigheid, sy onmisbare stem en sy oë, wat verby alles tot diep in jou siel kon kyk. Ek onthou die stalkies wat hy vertel het. Enige een wat ooit die geleentheid gehad het om by hom te kon sit en by hom te kon leer, sal ewig ryker wees. Mariska Keefe, oom Ben, of wel oupa. Ek het altyd, as ek met my vriende gepraat het, gesê oom Ben is my aanneem oupa. Van my jonger dae onthou ek die tye wat ek in die vakansie by oom Ben en tannie Cecile gekuier het, en die stalkies en die stories wat oom Ben vertel het. Die Sondagmiddagkuiers met 'n lekker koppie koffie en melktert. Oom sal ook die beste Kersvader wees. Al het ek nie daardie tyd geweet, dis oom agter daai wit baard en daai rooi pak nie. Ek sal altyd aan oom dink, as ek 'n koppie tee maak, en as dit te warm is, my teelepel insit, sodat dit kan koud raak. Dit is nie tot siens nie, maar tot ons mekaar weer sien. Liefde, Mariska. Dan is hier nog 'n laaste ene, Dr. Johan Benadi, die huisdokter. Ek het oor baie jare 'n wonderlike verhouding gehad met Ben, wederwysige respek en vriendskap. Glo my asseblief as ek sê dat ek altyd groot respek gehad het vir hom en dat dit altyd 'n groot voorreg was om te sien na sy gesondheid na die beste van my vermoë. Ek is saam met julle hartseer. Ek gaan vir Ben mis. Dan wil ek graag ook so vra, Pieter, of jy vir ons dan ook so 'n paar bedankings sal doen. Vriende, familie, baie dankie dat julle vandag kom deel saam met ons en ook ons smarte kom vertroos. Ek het 'n paar woorde geskryf vir my pa, die titel is Woorde vir Pa. Al word jou voetspore op aarde al reeds deur die ewig aanbewegende tyd verswelg, is daai einste spore in ons harte vasgemessel. Al stap die tyd saam, onthou ons pa soos gister. Die beweging van jou arms en hande wat saam met jou met die woorde 'n volmaakte prentjie van alle stories en vertellings geskep het. Ook die wyse wat pa soms streng vir 'n vermaaning as jy nie in jou spore getrap het nie. Die dae wat pa in sy en my tuin elke bosie as boosdoener sou uitroei en nie ophou tot die laaste een sy Moses teëgekom het nie. Daardie valkoor waarmee hy die vyeboom dopgehou het om my rowermuisvoëls te verjaag en met 'n skit van 'n blikkie hulle op die regte pad sou hou.
Harida was die vyand homself. En pa so gou as wat hy hom in die tuin kom tuis maak, die ongedierte laat weet, hier is jy nie welkom nie. Die TV sou Saterdag elke rugbywedstryd volg. Maar pa het dit nie van die TV-man of het nie van die TV-man se gesaanik gehou nie en sou eerder graag sy eie kommentaar lewer. Die waardering en die liefde vir die natuur sal altyd 'n ligstraal en 'n wonderlike herinnering meebring. Dankie vir die eer wat pa aan my toevertrou het, toe ek vir Naomi se hand gevra het. En ek kon sien hoe deurdag pa hierdie moeilike besluit oorweeg het. Dankie pa, dit was die wonderlikste besluit van my lewe. Sekere dinge sal altyd by my bly. Die soliede dinge. Eerlikheid, vertroue, standvastigheid en medemenslikheid. Dit is die dinge wat ons bewus maak van wie ons is en wat ons die lewe kan offer. Dit is eienskappe soos die wat ek by pa geleer het om te waardeer in die lewe. Deur pa se invloed, voorbeeld en liefde, rustig pa. Nou die volgende bedankings doen. Ons dank ons hemelse Vader wat ons geseën het met 'n wonderlike eggenoot, pa, broer en vriend. Dankie Here vir soveel jare wat U vir ons gespaar het, waar tydens ons lewens met hierdie besonderse man kon deel en soveel by hom kon leer. Dankie vir soveel ondersteuning van oral oor, vir al ons as ons gesin en die laaste 2 maande wat pa siek was. Ons waardeer die gereelde boodskappe, oproepe en ondersteuning. Veral ook al die pragtige simpatieboodskappe en die oproepe sedert my pa se afsterwe. Netcare Alberton Hospitaal se ICU personeel wat pa vir 'n maand lank versorg het na sy beroerte, die aand van die 14de Januarie 2025. Dan Netcare Auckland Park se Rehab Hospitaal, as ook Dr. Mon vir die maand se versorging en terapie om pa beweeglik te probeer kry en sy toestand te verbeter. Waterval Aftreeoord se vroucare afdeling, se versorging van pa nadat hy uit die hospitaal uit ontslaan is. Groot dank aan al die personeel wat pa met soveel deernis kom en omgee behandel het en hom derentyd probeer gemaklik hou het. Dankie aan die bestuurder Maggie Paulini wat in 'n kort tyd 'n dubbelkamer vir pa en maag voorberei het, waarin hulle die laaste 2 weke saam kon deurbring. Spesiale dank aan Johnny, wat lang ure tydens die nagskof spandeer het om my pa se slaim te probeer verlig het. Selfs nog daardie laaste nag. Dankie dat jy saam met ons gehuil het, toe ons daardie oggend afskeid moes neem van pa. En dan Horison Afpop, groot dankie aan Leon vir die liefdevolle hantering en die verwydering van my pa se liggaam. Ons waardeer julle onbaatsigtige ondersteuning en hulp met die voorbereidings van vandag se gedenkdiens. Naomi wil veral 'n spesiale dankie sê aan Martie van Afpop Horison met die afhandeling van die dokumente as ook die groot hoeveelheid WhatsApp boodskappe wat sy geantwoord het met die opstelling en finalisering van die kerkplaatjie. Dan Afpop Alberton, dankie vir die vervoer van die kus as ook die hulp met die vir vandag en vir die blomme wat so pragtig lyk. En dan NG Kerk Alberton Wes. Ons waardeer die gebruik van die kerk se perseel vandag. En ek wil in besonder aan Dominee Dion dankie sê vir al sy hulp met die reëlings vir vandag. Dankie ook aan Diona en Vicky van die kerkkantoor en die koster. Plus Klankman, baie dankie Vicky.
dames van die NG Kerk Alberton vir al die toebroodjies en die bediening van die drinkgoed na die diens. Dankie ook vir die dek van die tafels en die opwarming en voorsit van al die eetgoedjies. En ons ook vir die inwoners van Augusta Lane sê, julle was baie goeie bure en het my pa en ma baie bygestaan die 7 jaar wat hulle daar gebly het. En ook al die liefde en vir die omsien van die huis. Nou die laaste 2,5 maande wat daar niemand was nie. Baie dankie vir julle. En dan, ons waardeer almal wat vandag hier teenwoordig is en wat ver gery het om hier te wees. Dankie ook vir diegene wat nie vandag hier kan wees nie, wat gevra het vir 'n opname van die diens. Baie dankie. Dankie Pieter, ek wil graag dan ook so namens Tannie Cecile, het sy ook gevra dat ons vir Naomi en vir jou Pieter ook baie dankie sê vir dit wat ook hier gebeur het na aanloop vir vandag en al die reëlings en hoe julle ook vir hulle ondersteun en dat sy gevra het dat ons net so iets van haar dankbaarheid ook teenoor julle betuig. Julle, ek sal graag net daar waar ons sit vir so 'n oomblik saam met julle stil word en dan gaan ons regmaak om dan ook met die woord besig te wees. Here, ons Here, vandag is ons hier omdat ons bewus is van ons verlies. Here, maar ons kom sê vir U dankie vir oom Ben, vir pa, vir pappa, vir broer, vir 'n oupa, vir ons almal wat 'n lewe met hom kon deel. Met die liefde en die toewyding het hy U gedien. En ons glo dat U alles ten goeie laat meewerk vir die wat U liefhet. Al is ons harte seer en bedroef, kom eer ons U vir die nagedagtenis en mooi herinneringe wat ons in kosbare tye saam kon hê. Ons berus by U wil en by U tydsberekening. Sien dit in ons harte raak vandag, Here. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Tannie Cecile, Naomi, julle almal, ons het vanoggend hier as gelowiges bymekaar gekom. En ek dink aan die tyd wat ek nou al vir oom Ben en Tannie Cecile ken, so 12 jaar al. En hulle plek in die kerk, is daar omtrent daar waar oom Tim sit. Het hulle gesit net so by my gesin, toe my gesin begin het. Maar ek dink aan die besonder, wat dit is wat ons saam bely het as gelowiges, wanneer ons hier by mekaar is. Om te bely dat ons aan God behoort. En daarom het ons vandag ook die doopvond hier voor in die kerk, om ons te herinner aan die belofte, dat God homself ook aan ons verbind het. In die besonder dan ook vandag, dan dink ons aan daardie verbintenis wat God gemaak het aan Ben van Huisteen. 'n Verbintenis waar Ben van Huisteen gedoop is in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Waar hy deel geword het van die fisiese liggaam, die gemeente van Christus hier op aarde. En dat dit ook so sou wees op die 29ste Maart, dat hy hierdie wêreld ook so in daardie verband sou verlaat. Met ander woorde, dat Ben van Huisteen geheilig is, gemerk is, tot in ewigheid, vir God self. En vandag gaan dit nie net oor wat ons oor hom sê en oor hom dink nie, maar in die besonder wat God oor hom sê. Dink ons aan die belydenis Tannie Cecile, wat julle saam met ons bely het hier Sondag na Sondag en steeds bely. Dat my enigste troos in lewe en in sterwe is dat ek aan Jesus Christus behoort.
Ons gaan net so bly sit Tannie Anna, baie dankie. Ons gaan regmaak, sommer net so as 'n toetrede lied, gaan ons saam is binne in die blaadjie gebind. Sing ons Psalm 84, waarvan ons die ou beruiming sing, strofe 1 en 6. Baie dankie Tannie Anna. Toe ek en Naomi gesels het oor ons voorbereiding vir hierdie dag, het ons so mekaar gevra, want watter teks gaan ons besig wees? En Naomi, hulle het gesels en hulle het na my toe teruggekom met Prediker 3. Prediker 3 is nogal iets kosbaar. Met die opskrif wat almal waarskynlik goed ken, elke ding het sy vaste tyd. En ek lees vandag graag dan ook in ons saamwees hierdie gedeelte. Elke ding het sy vaste tyd. Elke ding in hierdie wêreld het sy tyd. Daar is 'n tyd om gebore te word, 'n tyd om te sterwe, 'n tyd om te plant, 'n tyd om plante uit te trek, 'n tyd om 'n lewe te neem, 'n tyd om 'n lewe te red, 'n tyd om af te breek, 'n tyd om op te bou, 'n tyd om te huil en 'n tyd om te lag, 'n tyd om te treur en 'n tyd om van blydskap te dans, 'n tyd om klippe weg te gooi en 'n tyd om klippe bymekaar te maak, 'n tyd om te omhels, 'n tyd om weg te bly van omhelsing af, 'n tyd om af te skaf, aan te skaf en 'n tyd om te laat wegraak. 'n tyd om te spaar, 'n tyd om weg te gooi, 'n tyd om te skeur, 'n tyd om toe te werk, 'n tyd om stil te bly, 'n tyd om te praat, 'n tyd om lief te hê, 'n tyd om te haat, 'n tyd vir oorlog, 'n tyd vir vrede. Wat kry 'n mens vir die werk waarmee hy hom bemoei? Ek het gesien dat God aan die mens 'n taak gegee het om hom mee besig te hou.
God het elke ding gemaak, dat dit pas in 'n bepaalde tyd, maar hy het ook aan die mens 'n besef gegee van 'n onbepaalde tyd. Tog kan die mens die werk van God begin tot einde nie begryp nie. Ek het tot die insig gekom dat daar vir 'n mens niks beter is nie, as om vrolik te wees en die goeie van die lewe te geniet. Dat die mens kan eet en drink en onder al sy arbeid nog die goeie kan geniet. Ook dit is 'n gawe van God. Ek het tot insig gekom dat wat God doen blywend is. Jy kan daar niks byvoeg nie en jy kan daar niks van wegneem nie. God doen dit sodat die mens vir hom ontzag sal hê. Wat is, was reeds. En wat kom, was ook al reeds. God laat weer gebeur wat vroeër gebeur het. Net tot daar. Naomi, dan die Cecile, ek onthou nie te lank terug nie, net so met die begin van die nuwe jaar, het oom Ben by ons kom kuier hier in die kerkkantoor en kom hallo sê en gesê hy is hier om kalenders te kom haal. En hy het daar gesit en hy het vertel van julle lekker vakansie wat julle as familie saam gehad het en hy het vir ons gewys hoe hy sy been seer gemaak. En hy het nog vir ons gesê die dag, ons het vir hom kalenders gegee, of 'n kalender gegee, en hy het gesê, soek nog een, of so iets, en die ou nou in die kantoor het vir hom gesê, oom, ek het nog bestel, en as dit kom, dan sal ek oom laat weet. Hy het nooit sy kalender kom haal nie. Hoe dikwels gebeur dit dat die lewe anders te lyk, anders te uitdraai as wat ons verwag. Ek onthou nog die oproep van een van die bure wat gesê het, ekskuus tog, maar kan julle vir ons sê wat gaan aan by die Van Huisteens? Daar moes iets gebeur het in die nag. Dat hulle hiernatoe gebel het. En daar het julle lewe vir ewig verander. Vandag dink ons aan daardie lewe. En die besonder aan oom Ben, wie hy was. Ek onthou my eerste ontmoetings as 'n jong proponent met hom, het ek hom dadelik opgesom as 'n man met wie jy nou nie regtig gaan sukkel nie, maar ook 'n man wat 'n deernisvolle hart het. Ek dink aan alles wat met julle gebeur het die laaste tyd. Dan kyk ons na Prediker 3 en ons vra, Here, sal U ons troos? Dan dink ons terug aan die lewe van oom Ben en die dele waarvan ons almal kon deel wees en dit wat daarin gevolg het. Almal wat op verskillende wyse deel kon wees van sy lewe. Ons as geloofsgemeenskap, julle as vriende, familie en kinders en eggenote. En so het dit gekom, die 29ste Maart 2025, dat die lewe soos ons hom ken, ook 'n deel gehad het in sy onvermydelike, dat die lewe van Ben van Huisteen hier op aarde tot 'n einde sou kom, soos ons dit sou ken. Dis wonderlik as daar lewe is. Ons dink aan die dag wat ek gebore is. In die geval van oom Ben 8 Maart 1939. 'n Dag waar Ben van Huisteen gebore is in 'n hoofstuk in 'n lewe waarvan almal van ons hier en die wat ook nie hier kan wees nie, maar met hom 'n lewe sou kon deel. En dan sê ons vandag vir mekaar, daar kom ook 'n tyd wat hierdie reis tot 'n einde kom.
en hy nie meer fisies hier by ons gaan wees nie. Vandag is 'n geleentheid. As ek 'n woord daarvoor sou kon kies, neem ek julle woord. Ons het gesê, ons noem dit 'n gedenkdiens. Ja, 'n gedenkdiens is 'n geleentheid waar ons sê, daar was 'n tyd. En ons kyk terug en ons onthou. Ons onthou die lewe van Ben. Ek dink aan Hildeblyke. Ek luister na herinneringe. Ons kyk na fotos op die skyfies. Wat iewers die vaste tyd en ritmes in die lewe van Ben van Huisteen probeer vasvang in 'n opsomming van die groot lewe wat hy geleef het. Ons luister na die tuinwerk wat hy gedoen het, vrugtebome, ons luister na die snoei van rose. Daar was 'n tyd. Daar's 'n tyd om te plant, en daar's ook 'n tyd om plante uit te trek. Daar is 'n tyd. En dit alles, as ons daarna luister en dit probeer verstaan en dit probeer begryp en sê, daar was vaste tye waarvan ons deel was. Dan is 'n siel waar julle 'n lewe kon deel met mekaar as verliefdes. 'n Vaste tyd. 'n Tyd gekom het waar julle besluit het om in die eg verbind te word. Die tyd het gekom en julle het ouers geword. Ons luister na oom Ben se beroepslewe. Ons sit hier en kyk vir mekaar en luister en dink aan herinneringe oor, daar was 'n tyd. Ek stap daar by ons by die pastorie uit, dan tannie Joni wat sê, daar was 'n tyd wat ek saam met oom Ben gewerk het. 'n Vaste tyd. 'n Lewe wat getuig van 'n gelowige wat in afhanklikheid voor die Here geleef het, dit bely het en ook getuig het. En dit alles is relatief gewees en hou nie altyd vir ewig nie. Die lewe soos ons hom ken, kan eenvoudig ook nie vergelyk word met die lewe wat ons sou beskou as ewig nie. Dit wat vir ons as gelowiges sou aanbreek nie. Ek luister Naomi, dan is Cecile, wanneer ons gesels met mekaar, ons met mekaar praat, dan is dit baie duidelik dat ons by mekaar dit kon optel, dat gelowiges, dat ons wat vandag hier sit, sê, ons meet anders. Ons meet nie net in 'n vaste tyd nie. Want ons is deur God self ook bewus gemaak van 'n onbepaalde tyd. En daarin lê ons troos, dat hierdie lewe, soos ons dit ken en soos ons dit geroep het en soos ons dit gedenk vandag, nie al kan wees van Ben van Huisteen nie. Ons praat met mekaar vandag en troos mekaar daarin dat ons 'n relasie het tot 'n lewe wat ewig is. Die lewe hierna. God het vir ons 'n bewustheid gegee van 'n onbepaalde tyd. Dink aan die 29ste Maart, juist daarom kan ons vir mekaar vandag sê die 29ste Maart is dit nie die einde gewees van Ben van Huisteen nie. Nee. Christus self was daar. Die een wie hy bely het. En Christus self het hom daar kom haal, dat hy kan deel hê in die onbepaalde tyd. 'n
Is daar 'n plan vir dit alles binne hierdie bepaalde tyd wat ons dan ook herdenk en sê ons dink aan terug en ook so vir die onbepaalde tyd? En vandag is die antwoord en ons troos lê daarin om te sê ja. Ja, daar is 'n plan. Ja, daar is 'n plan. Verstaan ons dit alles? Ek dink selfs in 'n verwysing wat iemand soos Paulus maak, nê, wat sê ek kyk in 'n dowwe spieël. Maar hy sê ek verstaan eintlik net 'n gedeelte hiervan. En terwyl ons sê ons verstaan net 'n gedeelte, bly ons as kinders van die Here vir mekaar sê ons is bewus ook van 'n onbepaalde tyd. Ons berus by die wete dat God weet self. So verwoord ons dit ook in ons begrafnisbrief. Al het die lewe vir altyd, dan is Cecile, Naomi, Pierre, julle almal wat iewers 'n lewe met oom Ben van Huisteen gedeel het. Al het ons almal se lewens die 29ste Maart vir ewig verander. Is dit so? Dat selfs in die lewe hierna, soos wat ons gaan aanpas en die lewe vir ons anders lyk, sal dit steeds so wees dat alles 'n vaste tyd het. Ons as gelowiges kan, terwyl ons diep bewus is van ons verlies en ons hartseer, op 'n dag soos hierdie vir mekaar ook daarin troos en sê hierdie is ook vir ons die deel van 'n ritme van die lewe. 'n oorgang na 'n lewe hierna. Naomi, ek luister na jou woorde en jy sê ons gun vir Pa sy rus. Om sy oorgang in 'n lewe hierna, dit wat Christus vir hom moontlik gemaak het. Ons dink aan die doopbelofte. God wat homself en sy liefde in die besonder dan vandag aan Ben van Huisteen gemaak het. Dat hierdie ook deel sal wees van die lewe se ritme van 'n gelowige. Maar dat ons daarby kan berus en dat ons troos en ons bemoediging ook daarin kan lê. Dat ons bewus is van 'n onbepaalde tyd, terwyl ons die vaste tyd herdenk, terugdink. Dat hierdie 'n tyd mag wees, dat ons as gelowiges vir mekaar mag sê, ja, ons bely dat Christus opgestaan het, en daarom is dit so, dat Ben van Huisteen vir ewig leef. Here ons Here, alles het 'n vaste tyd. U het dit vir ons gegee om op verskillende wyse deel te wees van die lewe van Ben van Huisteen. Alles in sy lewe en ons lewe met die vaste tye het uitgespeel terwyl ons vandag hier staan en steeds mag bely, U is die opstanding en die lewe. Dat ons bewus is van 'n onbepaalde tyd en daarom vir mekaar mag en kan sê dat Ben, Pa, vriend, oupa, medegelowige, dat hy leef omdat hy geglo het, U is die opstanding en die lewe. Here, vandag is ons hier om 'n gedenkdiens te hou, te sê ons dink terug en ons sê dankie vir die lewe van Ben van Huisteen. Dankie vir sy geloof en dat daar 'n stuk van ons bemoediging en gemoedsrus, ons troos en ons vrede daarin lê, dat U self vir ewig
aan hom verbind het. Dankie Here, ook vir die onbepaalde tyd. Here, ons bid in hierdie tyd waar die lewe se ritmes en sy vaste tye weer gaan voortgaan. Dan is dit juis in hierdie tyd wat ons bid vir Tannie Cecile, wat ons bid vir hulle kinders, wat ons bid vir vriende en familie, dat U ook vir hulle in hierdie tyd in die besonder sal toevou in die liefde, dat U vrede en U gemoedsrus wat net U kan gee, tasbaar ook in hulle lewens sal wees. Ons bid dit met groot afhanklikheid in die naam van ons Here Jesus. Amen. Ons gaan regmaak om af te sluit hier in die kerkgebou met lied 562. Voordat ons dit doen, sal ek graag net die verrigtinge van hier af verder net met julle wil deel. Die draers natuurlik is Naomi Delport, dogter, Pieter Delport skoonseun, Karen Olker susterskind, Johan Kronees swaar, Lukie Keefe vriend en Elma Keefe vriendin. Ons gaan dan vra dat na die seëngroet dat die draers vir ons vorentoe sal kom, daar gaan 'n lied speel en terwyl die lied speel op die gegewe tyd dan word die kus uitgedra. Dan gaan ons mekaar ontmoet, ons beweeg by daardie deur uit, hier om na die kerkgebou se kant hier waar die lijksvaal staan, en daar sal ons laaste eer betoon en verrigtinge daar dan ook met mekaar verder vat. En dan daarna nooi die familie ook vir julle uit om ietsie te kom drink en iets saam te kom eet in die kerksaal. Dis so min of meer hoe die verrigtinge gaan loop nou. So baie dankie Tannie Anna, baie dankie ook vir vandag se begeleiding. Lied 562, ons gaan staan met hierdie lied, dan bly ons ook staan met die seëngroet en daarna kan julle weer julle plekke inneem terwyl ons vir die draers geleentheid gee. Dankie Tannie Anna. Die tyd het gekom
Mag die genade en die vrede van God, ons Vader en die Here Jesus Christus, so saam met die troos van die Heilige Gees, by ons wees, nie net vandag nie, maar ook in die tyd wat vir ons voorlê. Amen. Julle kan weer julle plekke inneem. Jy wonder soms hoekom dinge moet gebeur, en ek weet jy het baie vrae en jou hart is baie seer. Ek weet my plek is leeg langs jou, ek sal altyd by jou wees. As jy na my verlang, ek is by jou in die gees. My tyd op aarde is verby, my lewe was afgemeet, en ek weet jy moet agterbly, maar ek sal jou nooit vergeet. Ek is nou in die hemel, en ek wil nergens anders wees nie, want hier is ek gelukkig, hier kry ek nooit meer seer nie. Ek is nou in die hemel, en my hart is daar by jou. Nou is ek die engel wat sy vlekke om jou hou. Ek sien jou trane elke dag, ek wens ek kon dit afdroog. Ek wil nie hê jy moet huil nie, kyk, ek is daar in die reënboog. Hier sal ek altyd wag vir jou, hier in ons hemelhuis. Ek hoop jy volg die regte pad, tot hier by die kruis. My tyd op aarde is verby, my lewe was afgemeet, en ek weet jy moet agterbly, maar ek sal jou nooit vergeet. Ek is nou in die hemel, en ek wil nergens anders wees nie, want hier is ek gelukkig, hier kry ek nooit meer seer nie. Ek is nou in die hemel, en my hart is daar by jou. Goed, ons neem afskeid van Ben van Huisteen. En terwyl ons dan ook afskeid neem, herinner ons mekaar aan die graf van ons Here Jesus in die tuin van Josef van Arimatea. Wat op die Sondagmôre was die klip weggerol. Die graf was leeg, en 'n engel het vir die vroue gesê, moenie skrik nie. Julle soek vir Jesus van Nasaret wat gekruisig is. Hy's nie hier nie. Hy's opgewek. Ons vind ons troos dan in die woorde van die Here Jesus self, wat sê, ek is die opstanding en die lewe. Wie aan my glo, sal lewe, al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe. Daarom kan ons ook vandag hier saam as gelowiges ons geloof in hom hardop bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seun, ons Here,
wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. By hierdie oomblik van afskeid is ons diep bewus van ons hartseer en ons verlies, maar dit is ons geloof in die opgestaande Here, wat ons egter met vrede vul en vir ons hoop bring. Net so seker soos wat hierdie afskeid van Ben van Huisteen vandag vir ons finaal is, weet ons dat die Here ons red van die graf en ons met liefde en ontferming kroon. Jesus het gesê, hy sal weerkom, sodat ons vir ewig by hom kan wees. Vandag is ons hier om die Here te kom eer, vir die geloof van Ben van Huisteen, vir die bevestiging uit die woord self, dat die wat glo, sal lewe, al sterwe hulle ook. Daarom sê ons vandag vir mekaar as gelowiges met oortuiging, dat die dood nie die einde kan wees van Ben van Huisteen nie, maar dat hy die volle deel van die ewige lewe mag hê, en dat hy juis nie oorgegee is aan die dood nie, maar dat hy lewe. Daarom gaan ek ook geleentheid gee, tannie Cecile, Naomi, vir julle laaste eer betoon, dan ook aan Ben, en dan die van julle wat graag sou wil volg om 'n laaste eer betoon te wil wys, asseblief, is baie welkom. Daarna sal ek vir ons dit saamvat met 'n gebed.
jy sou ook baie dankie. Dis wat jy Here, U wat ons ken, weet hoe moeilik hierdie oomblik van afskeid vir ons is. Ons glo egter dat die dood nie die einde van die moment van Huisteen kan wees nie. En daarom wag ons op U troos, Here, wat ons volgens U beloftes sal dra. Wen van Huisteen is vir ons kosbaar, maar ons weet dat U liefde ons steeds elke dag sal dra, in 'n nuwe tyd wat vir ons aanbreek. Here, hier bely ons steeds saam dat U is die lig. U is die brood wat lewe gee. U is die fontein van lewende water. En in hierdie tyd sal U ook 'n bron wees vir ons van troos en hoop en vrede. Amen.